En dan sê goeiemôre aan Gerda en Nicoline van die Vryheid van Plus. Hoe gaan met julle? Nicoline, begin by jou, gaan dit goed? Gaan altyd goed met my. Nee, baie goed. Gerda, jy? Hoe wil jy pragtig vandag? Jy weet net hoe om jou was te red, né? Dit gaan goed baie dankie. Ek is baie bly om dit te hoor. Alright, ek is nie baie happy eerstens nie, nê. Ek het nou, daar was toe daai krag af was destyds toe al van die mense my uit en sê ja, jy weet nie hoe voel om sonder krag te sit nie. Maar julle is so verkeerd as jy dit dink. By ons area, kyk jy weer kan opsteek in Meyerton, dan gaan ons krag af, nê. Die wenk net 'n bietjie waai, dan is ons krag af en dan bly af. So ek het 'n lekker 2 dae gehad van sonder krag en toe breek my vrou my generator ook nog. Terwyl ek by die huis is nie. En julle die luisteraars kan my dalk laat weet hoe werk dit, want ek start hoe gereeld dat generator. Ek sê ons krags baie af. Nog nooit nie. Sondag toe ek by troue was, toe breek Nicoline die tou af. So nou hoe verduidelik dit nou vir my? Maar okay, dit dan gelaat. Ek wil Dit nie beteken dis wear and tear en jy het nooit maintenance op 'n generator gedoen nie. Mens vervang nie die tou tot hy breek nie. Eers as hy breek vervang jy hom. Hoorie julle, dit is verkiesingsjaar. Mens kan dit sien, jy ryk die teer. Ek het gesien Frikkie Meyer Boulevard, het hulle verraggies daai gate toegemaak, het julle gesien? Blokke uitgesny. Ja nee, ons sien, ek het jou mos gesê, daar's baie goed wat gebeur. Ek live vir 'n verkiesingsjaar, want alles gebeur net. Jou dienslewering is net top up. Ek sien nou tot in vereniging is daar bietjie van ons gemeenskap wat bietjie bande en goed brand en wat bietjie ongelukkig is oor die feit dat hulle byna 8 dae al sonder krag is, veral Leeuhof van daai kant. Ek weet CW3 aan hierdie kant, maar gelukkig het hulle nog nie protesaksie begin nie. En daar is vullisverwydering trok wat binne in die erf staan, maar ons sien vullisverwydering trokke in die strate ry. So dit word opgetel ten spyte van dit, maar ek weet dat ons mense daai kant so lank sonder krag sit en ek sien dat die bome gesny word, stormwaters word oopgemaak. Genade. Bietjie laat. Ja, parke word gesny. So ja, dit is baie goed. Wat vir my fascinerend is van dit is nou is daar skielik geld vir dit of nou is daar spanne vir dit, maar voor dit waar's hulle dan nou? En hoekom het hulle dit nou doen? Die vorige 4 jaar het hulle nie stemme gesoek nie. Nou soek hulle stemme. So, onthou nou, jy is altyd net goed vir die laaste goeie ding wat jy gedoen het. Al die ander goed wat jy oor die 4 jaar gedoen het, onthou hulle nie, maar al die verkeerde goed wat jy doen, onthou hulle wel. So, jy is net goed vir die laaste goeie ding wat jy gedoen het. En nou natuurlik, as hulle nou die dienslewering in die ander areas dan nou baie op die top hou, soos wat hulle dit doen, is dit maar, dit gaan alles oor stem. So hulle wil jy moet nou impress wees op die laaste oomblikke voor die verkiesing en nou stem ANC dit kyk net. Dit kan gebeur, sê hulle, maar ja, ons weet van beter en hopelik sien die mense dit in die lig en hulle oë gaan bietjie oop en hulle gebruik ten minste hulle denke om dan nou goed te dink ten opsigte van vir 4 jaar het jy in riool gewoon, water het geloop, al daai tipe van goed en nou ewe skielik 6 maande voor die verkiesing, nou wil jy begin regmaak. So ek hoop regtig dat die mense se oë oop gaan. Maar is ook amazing wat jy kan regkry met 'n gratis geel hempie en 'n hoetjie, né? En vir bordjie. 'n Geel hempie en 'n piesang en dan gaan jy het my stem. En 'n brood vir 'n familie. En 'n brood vir 'n familie. Dit is crazy, maar ja, hierdie is 'n baie belangrike verkiesing waar ieder en elk moet uitgaan en jou stem gaan sit. Jy het laasweek genoem dat as jy nie gaan stem nie, dan mag jy nou nie verder klaar nie. Gepraat van klaar, is die CW se krag om nou almal aan? Is daar nog areas wat af is? CW3 het tans 'n probleem, maar ek weet hulle is besig om daarna te kyk. Daar is ook vir ons gister gesê dat hulle sal afbly tot en met hulle die fout dan nou opgespoor het. Leeuhof weet ek ook het baie gesukkel en ek moet ook sê die mense in daardie area het bymekaar gestaan en hulle het geld bymekaar gesit en 'n TLB glad hier en die slote is gegrou. So weer eens wanneer dit nodig is, sal die gemeenskap saam staan. Ja, dis die valdriehoek. Ek sê mos ja, ons valdriehoek mense is uniek aan onsself. Kan ek gou 'n spanner in die works gooi nie en 'n vra dalk se verkeerd, dalk nie verkeerd nie, maar Van der Bijlpark se infrastruktuur overall. Kyk, die CW areas dis die oudste deel van Van der Bijlpark obviously. Maar is ons kragnetwerk infrastruktuur nog in 'n posisie waar hy vir die volgende 10 of 15 jaar kan hou met al die uitbreidings, al die ontwikkeling wat gebeur? Hoe lyk die toekoms in terme van krag vir die Valdriehoek? Wel, as hulle aanhou om uit te brei met ontwikkeling soos wat dit nou is, sonder dat hulle maintenance doen of net bietjie opgradering doen op die infrastruktuur, gaan die infrastruktuur dit nie langer hou nie. So dat hulle definitief moet iets doen daaromtrent.
kan dit dalk nog vir 20, 30 jaar nog hou as die regte ding gedoen word op die regte plekke en op die regte tyd. Maar soos wat ons dit nou het, is dit net al hoe meer ontwikkeling op die reeds bestaande infrastruktuur wat dit nie meer kan dra nie. Ja. So ja, ons begin al hoe verder in die modder en weg te sak. Ons wil nie negatief wees of dit spreek nie, maar ongelukkig saam met dit winter is ook op pad. Ons het dan net gekyk na die temperature wat stadig maar seker begin val. En dit beteken ook dan baie keer maar waterprobleme. Gepraat van waterprobleme. Nicoline, gaan dit met die war on water? Sjoe. Ja, nee, die groep het ongelooflik vinnig, ongelooflik groot geword en gegroei. So ons is in die proses en besig om 'n WhatsApp spreadsheet op te stel van al die waterlekke wat nou daar op die groepe gerapporteer is, en die idee is dan om daai goed deur te gee en dan weekliks te probeer terugvoer gee om te sê okay, hierdie is nou reggemaak, hierdie het bygekom. So basies maar eintlik net die spreadsheet te update en te populate soos wat ons aangaan. Ek wil tog op daai punt vir die ouens vra, jy weet, kom ons hou dit by die waterlekke. Want ek sien daar is 'n paar mense wat die groep verlaat het, maar ek dink dit is omdat mense gesprekke begin voer op die groep. So ek dink, kom ons hou dit net vir die waterlekke, jou naam jou van die plek waar die waterlek is, referensnommer, onthou die referensnommer, want ons moet 'n referensnommer hê by hulle. meternommer, account number. En 'n referensnommer, want hulle moet hom al reeds gerapporteer het en dan hom vir ons gee met die referensnommer en dan kan ons hom deurstuur. Okay. So net daai goedjies, jy kan 'n foto van dit bystuur as jy wil, dit is fyn, en dan kan ons hom van daar af vat en kyk hoe kan ons help. Gerard, kom ons, okay, so dit gaan 'n verskil maak by einde van die dag. Ons glo so. Kan ons nie 'n war on power ook begin nie? Nee. Asseblief. Nee, ons het genoeg groepe daarvoor. Nee. Ek weet. Nee. Ek het julle foon al gesien, dit is verregaande. Nee, dit is So jy voel my pyn nou. Ja, ek onthou daai het my al gewys. Partykeer dan sal 2.500 WhatsApps nie eens gelees is nie. Hoe slaap jy in die aand? Hoeveel is daar? 2274 messages. So dan dis eintlik 'n massive eer dat jy reply op my boodskappe, want hy staan seker maar uit, hy's ge-favorite of iets. Want ek wil dit daarom terugvoer as ek iets vra. So war on water gaan goed. Waar kan mense aansluit by daai groepe as hulle wil betrokke raak by dit? Ek sal weer vir jou die skakel stuur. Okay. Dan kan jy dit dalk net so op julle WhatsApp groep en so As iemand voort vra, ja. Ja. So as jy dit wil hê, die War on Water groep wil aansluit daarbey, waar jy waterlekke kan rapporteer en terugvoer kan kry op dit, stuur my net vir my 'n WhatsApp sommer die woord water, dan sal ek nou so na 12 gou vir jou reply daar. Goed, gaan daar ja, mense hoor hierdie baie. Mense wat sê, man, ek gaan nie stem hierdie jaar nie, want wat maak my stemme verskil en kom ons antwoord vir my daai vraag, wat maak my stemme verskil en wat gebeur as ek nie gaan stem nie? Kyk, ons het nou met 'n vorige keer vir hulle probeer verduidelik en baie maklik probeer verduidelik dat elke stem wel tel en dat ons in 'n nuwe stemstelsel is as wat dit voor 94 is en dat elke party dieselfde hoeveelheid kwota stemme nodig het om 'n raadslid in te kry. So in Mfoleni, sê vir argumentsonthaalwe, is daar 'n formule wat uitgewerk word en dan sê hulle die kwota is 3600 stemme om een raadslid in te kry. Dis nou 'n PR raadslid en tensy jy nou jou wijk dan nou wen, dis 'n wijkraadslid en ek gaan nou verduidelik wat die verskil is rondom dit. Okay. So as jy nou vandag besluit, Quentin besluit nou vandag Nicoline klim uit die kar uit en sy gaan stem, maar Quentin sit in die kar omdat hy nie sy ID by hom het nie, hy gaan nie stem nie, dan is ons by 3599 stemme. So, en al 3599 stemme het gegaan vir die VF+, maar Quentin het nou nie sy ID by hom gehad nie, so hy kon nie gaan stem het om dit 3600 te maak nie. Ja. Dan verloor ons daai getalle vir 'n raadslid. Dan mis ons 'n raadslid daar. So elke persoon moet asseblief uitgaan om te gaan stem, want elke stem tel. Die mense sê, ag, hoekom is dit nodig om te gaan stem, want jou stem gaan in 'n geval vir die ANC of vir die groter party. Dit is nie die geval nie. Jou kruisie moet langs jou verkose party staan, hy word getel en dis dit. Die feit dat jy nie gaan stem nie, maak die stempersentasie net kleiner en dan die kleiner partye kry dan voordeel daaruit, nie die groter partye nie. Ons het 'n geval gehad in 2021 waar daar 'n groot wegbly stem was vanaf die ANC. So die stempersentasie was minder as 58% gewees. Dit het daartoe aanleiding gegee, laat die stempersentasie dan vir die ander partye tot voordeel gebring het. Want hoe meer stemme daar uitkom vanaf 'n groter party, gaan die stemme nou natuurlik na die groter party toe.
want jy gaan trek jou kruisie langs daardie verkose party. Maar as daardie mense nou net ewe skielik besluit, ons wil nou nie meer kom stem nie, het dit nou wel gebeur, laat in 2021, laat die ANC van 58 raadslede na 38 toegeval het. So hulle 20 raadslede verloor vir die feit dat hulle nie uitgekom het om vir hulle te kom stem nie. So as jy nie uitkom om vir jou verkose party, verkieslik vir die groenspan, die VF+ te kom stem nie, dan verloor ons daardie getalle om binne in die raad te kom om jou woord en vir jou te gaan beklei waar dit nodig is. Ja, maar kan ek nou iets vra? Hoe weet ek nou? Sien ek gaan stem nou Vryheidsfront Plus hierdie jaar, né? Ek besluit nou ek gaan vir julle stem want Gerda was vir die afgelope 15 jaar visible en sy het hard gewerk en ons het 'n persoon wat weet daar's 'n persoon op die wat sê hulle op die grond, né? Maar hoe weet ek nou jy gaan net my stemmetjie gekry het nou vir aangaan met die harde werk? Wat is jy volgende jaar besluit jy is nie meer lus nie? Ek dink nou net anders is baie maklik om te sê jy gaan hard werk. Die meeste werknemers wanneer hulle sê hulle gaan hard werk en sodra hulle werk dan werk hulle hard. Wel ek dink dit gaan spreek uit die ervaring wat ons het. Ja. My rekord van diens vir die gemeenskap spreek van selfsprekend. Ons kan nie altyd almal tevrede stel nie, maar ek dink 80% van die mense wat wel by ons aangeklop het, is gehelp en nie almal is altyd tevrede oor hoe ons hulle gehelp het nie. Hulle hou dalk van die antwoorde wat ons vir hulle gee nie, maar ons is die mense op die grond. Die VF+ is die mense wat hard werk, die VF+ is die mense wat in hulle karre klim en gevangene gehou word by substasies, sleg gesê word en dan kom hulle nog steeds by die kantoor en kom gee 'n pakkie koekies of beskuit of kom drink koffie en kom sê net dankie. Ja. So ek dink ons trek rekord soos wat hulle sê, spreek boekdele. En as ek so kyk na my span wat ons vir hierdie jaar het vir potensiële kandidate, is dit 'n uiters sterk span. Ons het 'n goeie klomp mense en ek's baie opgewonde. Daar's baie nuwe bloed wat inkom, so almal is reg vir werk en aktief en ek meen ons het baie ervaring wat ons vir hulle kan meedeel. Ek dink nie. En ek het nou vir Nicoline gesê, toe ons die uitstap gesê vir ek voel oud vandag, maar ek dink dit is dalk die koue of is dalk die oorskakeling van die seisoen. Maar ons bly diensbaar. Ek bly diensbaar. Dis hoekom ek gekies het om hierdie werk te doen en ek dink dis hoekom almal ook hierdie werk nou kies om te doen. So as jy hier is en net wil 'n salaris verdien, wat jy dink jy gaan net 'n salaris verdien en niks doen nie, maak jy 'n baie groot fout. Die VF+ span is 'n werkende span wat hard werk en wat toewyding gee tot dienslewering. Goed, ek moet vinnig voor ons klaarmaak, die tyd vang ons so 'n bietjie, die stembriefies hierdie jaar. Hoeveel stembriefies is daar? Hoe werk dit? Kan jy vir ons in kort verduidelik? Daar's altyd 3 stembriewe tydens 'n plaaslike regeringsverkiesing. Okay. So natuurlik kies jy vir jou wijk, wie jy wil hê jou wijkraadslid moet wees, dan is daar 'n proporsionele stem en dan is daar 'n distrikstem. Want ons het nou nog gesê die Beng distrik waaronder hulle sê die Midval en Mfuleni val. Om dit maklik te verduidelik is wijk 1. Kom ons gebruik wijk 1. As jy vir my as jou wijkraadslid wil hê wat net in jou wijk moet werk, dan stem jy net vir my in wijk 1. Sodat ek al die stemme kan kry en dan mag ek nie in enige ander wijk werk nie, want ek is die wijkraadslid wat verkose is tot daardie wijk. Okay. Waar as ek in wijk 1 staan en daar is ook 'n ander party wat in die wijk staan en daardie party wen dan die wijk, dan is ek die proporsionele ouetjie wat dan nog steeds stemme daai uitgekry het. Maar ek is nie 'n toegewyde wijkraadslid wat net in een wijk mag werk nie. 'n Proporsionele raadslid mag in al 45 wijke werk, want ek weet nie wie het proporsioneel vir die VF+ gestem nie. So elke potensiële ou wat na ons toe kom, het jy dan nou vir ons gestem, geïdentifiseer en sê kom help my. Waarby as jy in wijk 1 bly, dan en jy kom sien jou wijkraadslid, dan mag hy wijkraadslid net wijk 1 se probleme hanteer, nie al 45 wijke nie. Distrik is bietjie anders. Hy hanteer oor die provinsiaal competencies en daar sit net 49 raadslede waarvan direk verkiesbaar 25 is en die ander 24 word proporsioneel uit elke munisipaliteit uit toegewys
vir 'n persentasie en hy gaan so bietjie minder. Hy sê jy moet so 1000 something iets stemme kry om dan weet 'n persentasiepunte kan kry om na die Sedibeng distrik toe dan nou verwys te word. Hy's so bietjie meer ingewikkeld met 'n ander formule. Ons kan bietjie later daaroor praat. Maar dis 3 stemme. Jy het 3 briefies, dis jou wijkraadslid, dis jou proporsioneel en dan jou Sedibeng distrik. Verkieslik moet jy al 3 stembriefies dieselfde kleur of dieselfde party gaan stem. Sommige mense dink dalk jou wijk sal jy iemand kry wat jy graag wil hê moet baie hard werk. Proporsioneel dalk iemand wat nou nie so hard werk nie, Sedibeng, okay, kom ons maak dit nou maar net. Dan verdeel jy jou stem. So dan maak jy nie een party sterk genoeg nie. So verkieslik moet jy al 3 briefies op dieselfde party gaan verkies, want ek weet soos met die nasionale en provinsiale verkiesing, het hulle byvoorbeeld nasionaal vir een party gaan stem en provinsiaal vir 'n ander party gaan stem. Wat nie wenslik is nie, maar dit bly nog steeds jou keuse. Maar om tegnies reg te praat, sal dit verkieslik die beste wees as jy vir al 3 stembriefies op dieselfde party gaan stem. Volgende week wil ek jou graag vra oor Julius Malema en wat met die EFF gaan gebeur. Dit gaan 'n lekker een wees oor te praat. Dit was op my vraelys vir vandag, maar nou sien ek moet groet vir Marius gaan oor vir daai kant. Enigiets anders van julle kant af vandag? Nee, ek dink eerstens ons is dankbaar vir die vordering ten minste wat gemaak is die afgelope rukkie met die krag. Ek weet dit was 'n moeilike tydperk vir almal geweest, maar ons is bly dat daar goeie vordering is en dat baie van die oudjies weer anders en dan ja, nog steeds, ons praat nog steeds oor takke, ons is nog steeds besig om te probeer takke stig. So as jy wil deel word van 'n tak en regtig wil jy jou stem moet actually 'n verskil maak in jou area en jy wil nie net praat nie, maar jy wil actually doen ook en nie net kla nie, maar jy wil deel wees van die oplossing en nie die probleem nie, dan gee ons 'n lykie by die Vryheidsforum Plus kantore, bel vir my of Gerda en dan maak ons jou deel van 'n tak. Ek gaan my nommer hierso sommer gou gee, dis 071 543-6831. So, dis baie belangrik, as jy wil, ek gaan dit nou so sê, as jy wil kla en jy wil goed reggemaak hê, dan moet jy daadwerklik betrokke raak. En nie net verwag van 1 of 2 of 3 ouetjies wat moet rondhardloop en alles doen nie. Ons kan nie oral uitkom nie. So, raak deel van 'n tak en raak deel van die oplossing in jou gemeenskap. Baie dankie, Nicoline. Gerda, jou kant enigiets anders? Nee, ek moet nogal sê, dis was vandag in 'n neete dop. Ons het baie klagtes, daar's baie riool ook wat oorloop en dis as gevolg van die baie reën. Ons kyk daarna, water, het ons 'n paar waterlekke, groot waterlekke wat aandag gegee is. Overall dink ek dit gaan nie so sleg in Empoli nie, soos wat ons aan gewoond is nie. Daar's so 'n paar goedjies wat uitsteek, politiek gewys, ons almal weet van die geskietery wat in Empoli plaasgevind het. Ons weet almal van die aangepaste stertjies wat daarna aangekom het. Moet asseblief nie alles glo wat jy op sosiale media lees nie. En dan wil ek ook net 'n beroep maak op ons gemeenskap. Dit is nie altyd nodig om 'n opinie te gee nie. Ons kan baie keer net luister en net vir onsself dink. Daar's soveel opinies al gegee op sosiale media tot betrekking tot met hierdie dame, laat die familie al begine geraak word, emosioneel geraak word daaroor. So ek dink nie almal dink altyd agterna nie. So is nie altyd nodig om 'n opinie te lig nie. Nee, wat ek stem saam. Ons moet ongelukkig klaarmaak. Alles mooi vir julle. Dankie. Ons praat weer volgende week en Dinsdag. Baie dankie vir jou koffie, was baie lekker. En sien ons weer volgende week. Dan sê, Ek sien jou nou. Lekker dag.